Mama het gesê gaan baie mense wees vanaand. My naam is Malele. Wag net gou. Rooi ribbok ram. Rooi ribbok ram. Dis hy. Okay. My naam is Marilee Leroux. Ek is 4 jaar oud. Ek het 'n groot boetie. Hy is in graad 8, maar hy's 'n pyn in die ek bedoel hy's baie lelik met my. Hy terg my en hy steek my poppe die hele tyd weg. Maar ouma het gesê ek moenie wally nie, want seuns raak eers mense as hulle 18 is. Maar my sussie Lani, sy is in graad 6. Sy speel altyd saam met my. En dan het ek 'n mamma en 'n pappa en mamma het gesê ek is haar laat lammertjie. Ek sê laat lammertjie. Ja, 'n spesiale geskenk van Liewe Jesus af. En ja, ek het so baie speelgoed en ag, dis net lekker. Ek is so opgewonde. Julle is almal hier vanaand. Dis nog net 'n paar slaapies. Dan is dit Kersfees. En ek hou so baie van Kersfees. Ek is so opgewonde, maar mamma het vir my gesê, ek moenie, dit is nie alwaaroor Kersfees gaan nie. Nee. Ek verstaan nie altyd so mooi nie, maar ek weet ons vier Jesus se geboortedag op Kersfees, want dis sy verjaarsdag. Mamma lees altyd vir my uit die Bybel van Tannie Maria, wat gehoor het dat sy gaan 'n babietjie kry. Sy was baie bang, maar ek dink ook sy was bitter opgewonde. Lukas 1, vers 26 tot 38. God het die engel Gabriël gestuur na die maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterend oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees, Maria, van God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n kind in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Maar Maria sê toe vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat my gebeur wat u gesê het. Toe die engel van haar af weggegaan. Ek dink Tannie Maria het dadelik gaan babakleertjies koop. Baby grows en doeke en kompersies, net soos daai wat ek vir my baba pop het. Maar mamma sê altyd ons moet onthou dat Liewe Jesus gekom het om ons te red. En daarom moes hy doodgaan eendag. En dit maak my hartjie eintlik baie seer. En om te dink Tannie Maria het dit nie eers geweet nie.
arme Tannie Maria. En dan was oom Josef ook nog bitter lelik met haar. Hy wou nie eers met haar trou nie. Maar die engel het hom uitgekom en hom lekker vasgevat. Jong, hy kan dan bly wees, mamma was nie daar nie. Anders het sy vermoeg gepraat gaan haal. Dan was daar groot mirakas. Matteus 1 vers 19 tot 24. Haar verloofde, wat in die wet van Moses getrou was, maar dat tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom stilweg voorgeneem om die verloving te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Van wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hul sondes sal verlos. Toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat haar seun in die wêreld gebring is nie. En Josef het hom Jesus genoem. Marilee, en wat maak mamma se grootkind? Ek weet nie, hy lê seker op sy bed en op sy foon. Ai Marilee, ek bedoel, wat maak jy? O, ek! Ons praat oor Kersfees, mamma. Mamma, hoekom het Tannie Maria en oom Josef Bethlehem toe gegaan? Die Bybel sê, haar babatjie moes gekom het en sy moes op 'n esel ry en sy moes in te stap en daar was nie vir hulle plek in 'n hotel nie en alles was net sleg. Wie was daai lelike oom wat so lelik met haar gemaak het? En vir wat kon hulle nie vir Jesus 'n mooi wiegie maak en hom in sagte kombersies en toedraai en speelgoedjies aan? Stadig my kind. Alles gebeur volgens God se plan. Ons verstaan nie altyd wat God se plan is nie, maar God weet altyd die beste en hy weet alles. Lukas 2 vers 1 tot 7. In daardie tyd het koning Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling gehou moet word. Almal het gegaan om dit te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Juda toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl haar daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat hulle geen plek in die herberg was nie. Die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die heiland gebore, die lag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. In nederige krib was sy baby berei, die kind wat die harte van almal verbly, verlos van die sonde, besing ons tesaam, die roem en die eer van sy heerlike naam. Ai, mamma, dit bly vir my bitter hartseer dat Jesus in 'n krib moes toe. Dink mamma daar was skapies en bokke ook in die stal? Of donkies en koeie. Hulle sou dan seker nie vir die Jesus gebyt het nie, né? En dan, dit moes seker ook baie koud gewees het, is dit nie? Of hoe was die temperatuur? Ek weet, hoe het hulle gemaak? Marilee, of jou verbeelding daarin, my kind. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings.
amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You will lay down your life, that I will be set free. No, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order, who makes me open as son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun, it's all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. No, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy, 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 yeah. This is amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Kan jy nog onthou wie eerste van Jesus gehoor het? Ja, die skaapwagters. Sjoe, mamma. Hulle het seker hulle pottenjorse afgeskrik. Marilee, hulle wat? Wat beteken dit? Waar hoor jy dit? By ouma plaas. Sy het vir ouma dorp gesê, sy het haar pottenjors afgeskrik toe die geelslang uit die akker kom. En ek het vir haar gesê, sy mag nie lelike woorde gebruik nie, en toe sê sy, dit is nie 'n lelike woord nie, maar ek het eintlik gepraat van die woord wat sy voor pottenjors gebruik het, want sy het gesê, sy het haar... Nee, nie 'n woord verder nie. Marilee, 'n mens gebruik nie woorde wat jy nie weet wat dit beteken nie. Wat het ouma dorp gesê? Niks nie. Alhoewel ek dink sy was dalk 'n bietjie hartseer, want sy het op haar arms gelê en ruk, en toe sy haar kop optel, toe loop die trane. Gee my net krag. Ek en die twee oumas sal verseker 'n gesprek moet hê. OK, mamma. Maar is mamma nou kwaad vir my? Nee, my skat, maar onthou wat ek gesê het. Ja, mamma. OK, maar waar was ons? Mamma? O ja, by die skaapwagters. Ek bedoel, hulle het seker hulle asems weggeskrik vir daai klomp engele. Maar dit moes so mooi gewees het. Want alles was nog, een oomblik was as donker, en toe skielik toe is daar net lig en engele wat sing en praat en... Mamma, was daai ligte soos die goed wat hulle skiet op Nuwejaar, wat vir Fluffy en Bruno so bang maak? Nee, glad nie. Dit was 'n wonderlike lig wat uit die hemel gekom het. En dit het van God die Vader af gekom.
Lukas 2, vers 18 tot 16. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir mense in wie hy welbehaag het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle is toe haastig daarheen en kry vir Maria, Josef en die kindjie wat in die krib lê. Vir mekaar persente gee op Kersfees. Dis mos eintlik ons verjaarsdag nie, of hoe? O nee mamma, maar ons kan nie ophou om geskenke dit gaan nie werk nie. As ons ophou nie. Dit gaan glad nie goed wees vir die kinders nie. En dan gaan ons vergeet van al die slim ooms wat uit die ooste uitgekom het. En wat so bitter slim was, man, want hulle het net 1 ster gehad om vir hulle tot by die Jesus te vat. En toe hy daar kom, toe het hulle al hulle geld gevat om vir hom bitter duur geskenke te gee. Hulle was slim, baie slimmer as ou koning Herodes. Ja, daai een. Ek hou sommer niks van hom nie. Hey Marlie, dis dan nie mooi nie. Matteus 2, vers 1, 2, 9 tot 11. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk,
Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo kan die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Matteus 2 vers 3 tot 6 en 16. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is deur die profeet geskrywe: en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk 'n herder sal wees. Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekykers om die bos gelei is, was hy briesend. En hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekykers verneem het.
Mamma, hoekom het koning Herodes nie vir die liewe Jesus ook doodgemaak nie? Herodes, Marilee. God het 'n engel gestuur om Jesus te waarsku. Onthou die Here bewaar al sy kinders veilig. Matteus 2 vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en vir hom gesê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe in die nag opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. Moenie bang wees vanmôre nie. Elke nuwe dag het son. Môre bring dalk engele en môre draai alles om. Moenie wegraak in gister nie. Hou aan glo en hou aan hoop. As jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan seer kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is en jou skipie doelloos vaar, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Nie almal hoef te weet nie. Net jy hoef te verstaan. Omdat die ware waarheid met God se spore gaan. Moenie wegraak in gister nie. Hou aan glo en hou aan hoop. En as jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan seer kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is en jou skipie doelloos vaar, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Jy sal seer kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is en jou skipie doelloos vaar, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Mamma, het oom Josef en tannie Maria vir altyd in Egipte gebly. Hulle sou mos verlang het na tannie Magdalena hulle en al die ander familie. Nee, Marilee, toe alles veilig was, het God weer 'n engel na oom Josef gestuur en gesê hulle moet teruggaan na Nasaret toe. O, ek wens ek het in daai tyd gelewe, dan kon ek en liewe Jesus groot maatjies gewees het. Ek weet seentjies is baie keer simpel en hulle speel rof in, maar Jesus sou nie gewees het nie.
Hy sou nooit stout gewees het nie, en hy sou saam met my gespeel het, en ons kon plaas gespeel het, en hy kon tot saam met my babie gespeel het, as hy sou wou, maar ek weet nie of hy sou wou nie, maar dis alright. En ons kon wegkry. Mama, hoor mama dit? Dis die klok, dis die mense wat vir ons kom sing. Jee. Dit daar nou, Marilee. Kom ek maak die venster oop, dan kan ons mooi hoor.
O, mamma, was dit nie mooi nie? Oh, nou weet ek, Kersfees is rarig amper hier. Oeh, besente. En oupa, en ouma plaas, en ouma dorp gaan ook op die plaas wees. En al die ooms, en tannies, en niggies, en neefies. Ek kan net nie meer wag nie. Ons gaan so lekker speel. Bult in Pretoria, staan my oupa se huis. Ons ry op teen die skynste, ons moeg na die reis. Opa wys ons sy treintjie in sy garage. Ons hardloop in die raas. Ons groet die oupas, die oumas, die neefies, die niggies, die oomies, die tannies, die kersboom se liggies gaan aan en af. Onthou al die stories, onthou al die grappies, op ou Kersaand, nou ons konsert op die trappies. Ek was 'n wyse man, en my boetie was Josef, my sussie Maria, en my klein boetie Jesus. Was ons nie daar nie, ek weet het is waar. Krip en Maria, met die kindjie by haar. Op was 'n swembad, ons omving en span. Ons neem in die bokse, die skemer ons vang. En die grasballe af langs Pinocchio se dam. Op Pinocchio se dam. Regs sit die oupas, die oumas, die neefies, die niggies, die oomies, die tannies, die kersboom se liggies gaan aan en af. Ek onthou nog die stories, ek onthou al die grappies, op ou Kersaand, hou ons konsert op die trappies. Ek was 'n wyse man, en my boetie was Josef, my sussie Maria, en my klein boetie Jesus. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Dit het 'n gedraaiende krippie, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, ewige God, ewige Vader, vredevors. Al was ek nie daar nie, ek weet het is so. Krip en Maria, met die kindjie by haar. Dis asof die engel die boodskap nog bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Onthou al die stories, onthou al die grappies, op ou Kersaand, hou ons konsert op die trappies. Het is reg, my liefie, maar jy moet onthou dat Jesus gekom het om ons van ons sondes te verlos. Johannes 1 vers 9, 12 tot 13. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Aan elkeen wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Al is dit nie van nature nie. Romeine 3 vers 21 tot 22 en 25. Maar nou die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.
Johannes 3 vers 36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Matteus 1 vers 23. Kyk, die ma sal swanger word en aan 'n seun geboorte gee, en hulle sal hom Immanuel noem, wat beteken God is met ons. Ja, mamma, ek sal onthou. Mamma, dink mamma, liewe Jesus was nog altyd lief vir kindertjies. Toe was hy net vir hulle lief toe hy 'n groot mens was. Want ek weet van baie groot mense wat nie so lief is vir kindertjies nie. Hulle gee vir hulle somme pak sla, somme maar net. Ja, my poplap, Jesus was vreeslik lief vir kindertjies. Hy het met mense geraas wat kindertjies gekeer het om na hom toe te gaan. Regtig, mamma? Children come, let the children come to me, for the kingdom of the Lord belong to such as these. Bring them all, the small and meek, all who are frightened and wounded. Bring the broken and the weak. Let them know that we're not abandoned. They are all the children of God. They belong to the kingdom of heaven. Let the children come, let the children come to me, for the kingdom of the Lord belong to such as these. Bring them close with open hearts, may their eyes be filled with wonder. Let them rest in loving arms, may their tears be turned into laughter. They are all the children of God. They belong to the kingdom of heaven. We are all the children of God. We belong to the kingdom of heaven. Let the children come, let the children come to me, for the kingdom of the Lord belong to such as these. Oh, wow, mama. Jesus het gesê ons is sy kingdom. Maar mamma, dan kan ons mos nie op Jesus se verjaarsdag huil nie.
Ons moet bly wees hy het gekom. En hy is bitter lief vir kindertjies. Oh, ek sal net voor ek slaap vir Jesus dankie sê daarvoor. Mama, Jesus is nou in die hemel, né? Gaan ons hom dan nou nooit weer sien? O nee, ons gaan Jesus eendag weer sien. Hy gaan op die wolke kom en sy kinders kom haal. Oh, nou wanneer gaan hy kom? Soos net hy. Dit weet net God die Vader. Ons kan net wag, want hy kom verseker weer, Marilee. Okay. Nou toe, ek dink dit is nou slaaptyd vir jou. Nog net 'n paar slaapies, ons het Kersfees. En dan moet ons vroeg plaas toe gaan en nog my liefie, lekker slaap. Nee, wag net eers, mama, amper. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. Come for the weak and the strong just the same. And all will believe the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't gone. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. As boldly washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around.
Mama, lekker slaap. Wag eers. Wag, maak toe maar so, ek moet eers bid. Dankie, liewe Jesus, vir Kersfees wat kom, en dankie dat Jesus ons sondes kom vergewe het en weggevat het. Skus as ek stout was, en as ek lelik was met Ouboet, maar hy terg my altyd. En as ek lelik gepraat het, en skus vir daai baie lelike woord wat papa gesê het, en skus vir almal wat so stout is. En liewe Jesus, help om ons goeie kindertjies vir Jesus te wees. Dankie dat Jesus so lief is vir kindertjies. Dankie vir alles, liewe Jesus. Dis nog net 'n paar slaapies, dan vier ons liewe Jesus se verjaarsdag. Nag, liewe Jesus, lekker doedoes.
Soli Deo Gloria, God alleen al die eer. Ek het 'n kollega gehad wat altyd gesê het, God is goed vir mense, baie keer deur mense, en ek dink goed was vanaand vir ons goed deur mense, so kom ons bring aan die eer ook mense wat hulle gawes gebruik het vanaand, om iets van God se, ons iets van God se grootheid kan beleef. As julle wil, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Ons lees in Matteus 5 dat Jesus op 'n stadium vir die mense gesê het, en hy sê dit vir ons ook, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. En my seënbede vir julle is laat julle lig so vir die mense skyn, dat hy julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En dan ook uit die gebed van Paulus vir die Efesiërs, mag julle God se liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid